Die inligting wat ons op so 'n dag kry, is van onskatbare waarde. Punt 1, dis onafhanklike paneelbespreking, onafhanklike landboukundiges, onafhanklike landbouadviseurs en dis deur boere vir boere. Dit het goed gegaan met die boere voor 2015. Hulle skuldlaste was almal omtrent onder 25% wat 'n normale skuldlasriglyn is. Toe kom 15-16, die boere het nie geld oor nie, hulle het nie geld om te spandeer nie, hulle kan nie uitbrei nie en hulle het redelik skuld wat opgeloop het en ons het eers in die laaste 3 jaar regtig weer asem geskep en kon die boere weer bietjie vorentoe gaan. Ek dink 'n mielie is 'n intelligente plant. Hy gaan gebruik wat hy nodig het in 'n kombinasie van wat vir hom goed is en wat die seisoen hom toelaat. Dis 'n tipiese saandgrond hier, boergrond, kan jy sien. Baie sanderig, kleipersentasie minder as 10% definitief. En soos wat ons dieper beweeg, is daar 'n toename in klei. Daar kan julle sien, grond begin al bietjie te smeer. As jy hom nat maak en jy rol hom, gaan jy 'n worsie al kan vorm en jy gaan al begin buig. My naam is Chris Koonwinkel. Ek is van die Wesselsbron Hoopstad omgewing, graanboer daar, boer met mielies, soja, sonneblomme, koring. Ons kom gewoonlik na hierdie dag toe van SOK weens die baie relevante inligting wat ons hier kry betreffende dan nou die sandgronde in die omgewing wat ons ook boer. Die moeite wat die ouens doen wat hierdie proewe doen is vir ons baie belangrik om syfers te kry. Wat vir ons baie belangrik is om te sien of die boerderypraktyke wat ons doen of dit relevant is of nie. Vandag is 'n SOK inligtingsdag wat ons die inligting wat ons insamel opgebou het deur proewe wat ons doen deel en versprei en ons probeer al die boere betrek en hulle menings kry, opinies kry. Ons gaan besigtig die proewe en ons probeer verklaringe kry, oplossings kry vir wat die afgelope seisoen gebeur het en ook beplanning doen vir die nuwe seisoen wat voorlê. As jy 'n wisselbou gaan doen, as jy lande gaan oorlê, jy gaan nie die maksimum opbrengs kry wat jy sou gekry het as jy alles geplant het in 'n so goeie jaar. Maar jy gaan not te dan heeltemal uit die game uit wees. So ek dink dit is net om daai lyne bietjie nader aan mekaar te bring en jou risiko af te dek of te verklein. Ek dink dis eintlik waaroor 'n wisselboustelsel gaan en waaroor 'n oorlewstelsel. Vir my die interessantste van die dag was gewees om weer te sien hoe van die leierboere in die praktyk dinge doen en hoe hulle bemest en ja, dat 'n mens net jou eie praktyk bietjie kan vergelyk met ander ouens want dit is nie altyd almal is nie altyd oop om hulle praktyk met jou te deel nie. So hierso wat dit lekker maak is die ouens wat die proewe doen is oop oor hulle praktyk en hulle bemesting en hulle plantestand en dit is net lekker om weer bietjie te vergelyk hoe dit in ons eie boerdery dinge verskil. As ek byvoorbeeld gaan kyk na langer termyn data, kom ons sê 20 jaar se data en ek haal al die natseisoene uit en ek haal al die droë seisoene en ek gaan kyk, dan kry jy soortgelyke tipe tendense wat jy kry vir die verskillende jare. So jy kry tog patrone wat volg. So in 'n nat jaar verander die patroon drasties. Al die inligting wat gedeel was, is proefgebaseerde inligting gewees. Spesifiek vir boere wat op sandgrond boer en wat watertafels het. En daar spesifiek gepraat oor goed soos plantestand, bemestingspyle op sandgronde, wisselbou, opvolg van gewasse, die volgorde waarin jy gewasse plant of in 'n wisselbousisteem ingaan en wat die impak van dit is op opbrengste. En dan ook oor oorlêstelsels en of dit finansiëel sinvol is om lande te laat oorlê. Ja nee, ek dink dit was definitief 'n suksesvolle dag gewees. Ek dink dit was 'n ideale geleentheid gewees om te kan leer, om praktiese ervaring op te kan doen, wenke te kan kry by leierboere en leierprodusente wat regtig oop is om te deel.